ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 453. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Persoonlik dink ek dis een van my beste boeke wat ek geskryf het. As jy belangstel om enigiets te weet oor Bybelvertaling en manuskripte en die goed, kan jy daai boek kry. Daar's inligting daaraan wat ongeken is. So is baie welkom. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, dit is belangrik dat u by deel 1 begin. Anders gaan jy nooit die volle waarheid kry nie. Loof Jaffa, ons het aanhoudend nuwe mense. Aanhoudend. So aan Jaffa al die eer. Dis uiters noodsaaklik dat jy op YouTube subscribe, sodat jy die kennisgewings, dis nou vir die nuwe mense, die kennisgewings van al die ander studies kan ontvang. Stuur hierdie kontak vir die vriende en kennisses, vir almal vir wie jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy skryf blokpen en 'n 33 Afrikaanse Bybel ten minste byderhand het. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u weer baie dankie sê, Vader, vir 'n voorreg wat ons het as Jaffiste vanmôre, as deel van 'n universele bruid wêreldwyd, om te kan stil staan en vanmôre deel te wees van dit wat u met ons wil deel. Salf die woord, geef ons elkeen 'n ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te hoor en te verstaan wat u vir ons wil sê. En ons bid lewe in die woord, in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa en die Jaffiste sê halleluja, halleluja, prys sy bo-natuurlike wonderlike naam. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n blessing gaan wees. Prys sy naam. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 24. Nou wil ek dit tog net noem dat ons is oorval met komplimente van mense reg oor die wêreld oor die nuwe manier wat ek die Spreukeboek hanteer, so wat Jaffa my gelei deur die Ruach HaKodesh, en dit is om aanvullende versverwysings en teksverwysings te gee rondom dit wat koning Salomo vir ons noem, en dan die dinge wat gebeur het van Jaffa se tyd, of 2000 jaar gelede tot vandag toe. Kyk weer mooi na die beeldspraak. Altyd uiters belangrik. Kyk nou na die vraag. Koning Salomo vra 'n vraag. Spreuke 24:15. Hy sê, loer nie o goddelose of ongereddes op die woning van die regverdiges, verwoes sy dus hierdie regverdiges se verblyfplek nie. Hy sê, loer nie o goddelose, want hulle lê altyd en kyk. Altyd en kyk. Ek het nou weer laasweek iemand gehad wat my geskakel het oor die name en die aggressiwiteit waarmee die ou gekom het. Die aggressiwiteit. En hy wil net sy sienswyse afdwing. Hy wil nie hoor wat jy te sê het nie. Loer nie o goddelose of ongeredde op die woning van die regverdige. Verwoes sy, dis ons verblyfplek nie. As bruid weet ons dat die Satan en sy handlangers se doel is om te verwoes, maar dat hulle geen mag oor ons as Jaffiste het nie. Hulle het nie autoriteit oor ons nie. Hulle kan probeer, maar hulle het nie autoriteit nie. Hulle is uitgeklaar. Nou verduidelik die woord vir ons, Judas 1 vers 5 en 6.
Judas 1 vers 5 en 6. Maar ek wil julle ook ons in 2026 daarin herinner. Al weet julle dit nou eenmaal, dat Jahwe Almagtig, nadat hy die volk Israel uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig aan die wette van Moses was, in die woestyn omgebring het. Wat het hy gedoen? Hy het die ongehoorsaames in die woestyn omgebring. Hierdie Satan trawante, die woord sê, wat jy in die geringste van my kinders doen, of my koninkryk, doen jy aan myself. Hy sê, as jy jou hand teen die gesalfde van Jahwe lig, bring jy 'n plaag oor jou huis. Dis nie ek wat dit sê nie, ek quoteer vir jy die woord. Hier het 'n hele generasie Israeliete gesterf in die woestyn. Almal wat uit Egipte land uitgetrek het. Nie een van hulle het die land Kanaan ingegaan nie. Selfs nie eers Moses nie. Hy het op die berg gesterf. Hy sê, omdat hulle ongehoorsaam was en ongelowig was aan die wette van Moses, is hulle in die woestyn omgebring. Hulle bene is daar in die woestyn begrawe. Hulle het nie die belofte van die beloofde land gesien of verkry nie. En dit is vir ons belangrik as Jahwiste om nougeset te wandel in die Ruach HaKodesh. Ons moet lewe volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord. Hoekom? Sodat ons nie verlore gaan in die proses van ons lewenstog nie. Onthou, ons elkeen is besig met 'n lewenstog. Elke dag van ons lewe. En dis hoekom die woord sê, ons lewe vir vandag. Vandag is noodsaaklik dit wat ons kan doen. Môre sorg vir homself. Môre werk vir homself. Maar hoekom vandag? Want ek mag dalk môre nie lewe nie. U mag dalk môre nie lewe nie. So kom ons neig ons oor na die geopenbaarde woord. Wat 'n waarskuwing is, hy sê, dit is 'n waarskuwing. Omdat hulle aan die wette van Moses ongehoorsaam was. Hulle het nie in 1 week al die 613 wette ontvang het. Dit het oor 'n tydperk gegaan. Maar die wette wat hulle gehad het, was hulle aan ongehoorsaam. En daarom het hulle in die woestyn gesterf. Judas 1 vers 6 sê, en die engele wat hulle eie beginsels, nou moet jy mooi luister. Luister wat sê Judas vir ons. En die engele wat hulle eie beginsel en die hemelse woning nie bewaar het nie. Met ander woorde, hulle het Lucifer gevolg. Lucifer was Satan se hemelse naam. Die Engelse Bybel sê so, die 33 Bybel sê so, 16 Living King James Bybel. Hulle is uit die hemel uitgewerk. Hoekom? Om die engele wat hulle eie beginsels, hulle eie gedagtes gevolg het, en die plek waar hulle gewoon het in die hemele, nie bewaar het nie. Dit was nie vir hulle van belang nie. Maar hulle eie woning, naamlik die hemele, verlaat het. Dit klink eintlik ligtig gestel, om te sê dat hulle dit verlaat het. Nee, hulle het nie vrywillig verlaat nie. Hulle is uit die hemel uitgewerk. Die 33 stel dit kras. Hy sê dat Lucifer was soos, hy praat van die Satan, was soos 'n bliksemstraal op die aarde gewerp, 'n weerligstraal. Vernederend. Die woord kom en sê, hoe lê jy neergeslaan, o môrester? Ten aanskouing van die mense op die aarde. Hy's verwoes, hy's verslaane. Jafashoot aan die kruis van Golgotha hom uitgeklaar. Weet jy wat, ek dink baie keer gee ons as mense die Satan en sy trawante te veel krediet.
En hy gebruik dit, die oomblik as hy daai geleentheid kry, gebruik hy dit om sy saak sterk te maak. En dan het ek en u, omdat ons die negatiewe goed bely het, soveel meer om te doen, om weer op die positiewe te kom. Maar hulle het hulle eie woning, naamlik die hemele verlaat, het hy, Jahwe Almagtig, vir die oordeel van die groot dag, met ewige boeye onder die duisternis, naamlik die doodryk, bewaar. Hulle is waar? Hulle is bewaar. Daar's van hierdie demone, wat reeds in die doodryk is, wat vasgemaak is. Daar's ander demone, want die woord sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, die owerhede, die bose magte en ligte. Ek het al 100 keer gesê, dis nie in die lig nie, dis in ons sielsdimensies waar die oorlog plaasvind, elke dag. En dis waar Jahwe ons die oorwinning gee, hierso, waar ons in die Ruach HaKodesh sterker word. Die meer en meer ek en u die woord bestudeer, die meer en meer ek en u tyd afstaan aan die woord, die groter en kragtdadiger word ons lewens in die hand van Jahwe, sodat hy ons as magtige instrumente kan gebruik om die werk van Satan te verbrysel. Halleluja. En dis wat ons veronderstel is om te doen. Nie op 'n vriendelike manier 'n gemeenskaplike onderhoud te reël met hom en 'n mooi ooreenkoms te bereik hê. Nee, hy's veroordeel, hy's vermorsel, hy's uitgeklaar. Hy's op die aarde neergewerp. Hy's in daai toestand. Maar weet jy wat, die mensdom gee hom soveel eer en sit hom in 'n magsposisie. Hy's uitgeklaar. Wanneer hy hierdie naam Jahwe hoor, sê die woord, dan vlug en sidder en beef hy. En dis hoekom alles in die wêreld gebeur het in die laaste 2000 jaar, dat hierdie name doodgedruk moes word. Maar Jahwe het 'n plan. Jy kan nie sy bo-natuurlike plan dooddruk nie. Jy kan nie, geen mens kan dit regkry nie. Hy sê, maar hulle het hulle woning, naamlik die hemele verlaat, het hy, Jahwe Almagtig, vir die oordeel van die groot dag. Dit is natuurlik Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel, vir die groot oordeel van die groot dag, met ewige boeye onder die duisternis, naamlik die doodryk bewaar. Die doodryk is net vir die gevalle engele, en die ongoddelike mense wie op hierdie aarde woon. Ek is besig met Japie van Sail se snert, wat hy praat oor Henog en die 4 putte, en dan die een put wat die hemel, nie die hemel nie, maar waar die regverdiges in die doodryk is, en dan 3 anders vir die ongoddelikes. Daar is nie sulke skrifte in die Bybel nie, gaan volg daai reeks. Japie van Staden en sy Henog leens, Japie van Sail, sê ek Japie van Staden, verskoon my, Japie van Sail, hy is neergewerp, die Satan is uitgeklaar, die doderyk het niks met jou en my te doen nie. Jahwe sê vir 'n ou aan die kruis, die een aan sy regterkant, vandag, hierna sal jy saam met my waar wees? In die paradys. In die 3de hemel. Dis 'n belofte. Dis in die hemele. Die 3de hemel. Nie 'n doodryk waar ons vasgehou word tot op 'n stadium en dan gaan ons. Ek is nou juis besig die volgende uitsending van Japie van Sail se studie oor die boek Henog, die lees van die boek Henog, is ons juis daar waar hy praat oor die 2 opstandings. Moet dit nie mis nie. Met ander woorde, vir die groot dag is hulle met boeye onder die duisternis, naamlik die doodryk, want dit is in die aarde bewaar. Nou sê ek weer, die doodryk is net vir die gevalle engele en die ongoddelike mense wie op hierdie aarde woon. As jy as 'n ongoddelike sterf, as die doodsengel by jou kom stilstaan en hy sny jou lewe af, dan vat hy jou doodryk toe, jy word in kettinge vasgemaak, geestelike kettinge. As die bruid van Jahwe, die Jahwiste, as ons tot sterwe kom, dan wag die paradysengele vir ons. En dan vat ons hemel toe. Ons gaan nie na doodryk toe nie. Daar is 'n skrif wat sê ons gaan doodryk toe nie. Nee, die woord sê, julle sal lewe
al het julle ook gesterwe. Nou, as 'n regverdige, wie in Yahshua wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, wat ons sondes bely het en wat die heiligmakingspad stap. As ek sterf en ek gaan doodryk toe, gaan ek dan nou in die doodryk smarte ly soos die ryk man? Nee. Wat gebeur? Ons gaan onmiddellik hemel toe. Want Yahshua het gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, het ek vir julle gesê, maar as ek klaar is, dan kom haal ek julle, dat julle kan wees waar ek is. Wonderlike, lewende woord. Die doodryk moenie laat 'n kerk of 'n denominasie, of 'n pastoor of 'n predikant, of Jappie van Sail, of enige van sy trawante vir jou vertel, jy gaan doodryk toe nie. As jy bereid is, as jy 'n vis is, ons wag om uit te lewe uit hierdie lewe en by Yahshua. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.